Baie dankie Jan, dankie gemeente dat ek vanoggend saam met julle kan wees. Dit is so voorreg om hier te wees en so aangenaam dat Jan my noem 'n vriend van die gemeente. Maar dis net bloot omdat ek by die eerste diens myself geproklameer het as 'n vriend van die gemeente. So of julle nou my as julle vriend wil hê of nie, ek het myself julle vriend gemaak. Vorige keer toe ek hier was, verlede jaar was my maand, het ek op krikke hier opgekom en ek het my knie seer gemaak. Intussen het ek toe nou geleer om nie saam met my kinders 10 kilometer vanrands te doen en hulle te probeer wen nie. As ek net normaal gehardloop het, sou dit nie gebeur het nie, maar omdat ek hulle probeer wen het ek toe nou my vasgeloop, maar ek's weer op die been en lekker om hier te wees. Nou vandag wil ek graag praat oor die boek Klaagliedere, wat ook in die Bybel is. En as ek vir jou gaan vra om te soek, gaan jy heel waarskynlik inhoudsopgawe toe gaan om te vind. En as ek moes vra, hoeveel van julle het hom al 'n paar keer gelees en het baie geniet, sal baie min van julle hand opsteek. Want dit is 'n snaakse boek. Dit is 'n boek wat deel met trauma. En hy verbaliseer hierdie trauma. Nou ek was vir baie lank, 14 jaar om presies te wees, in die Kaap 'n predikant gewees. En ek was op 'n sending uitreik met 'n span mense na Namibië toe, en toe ons terugkom en net oor die grens is en ons begin boodskappe kry, het ons 'n baie ontstellende boodskap gekry van iets wat in die gemeente gebeur het. Daar was 'n pa-seun-dag in die gemeente gereël lankal. Die paas en die seun sou 'n staproete daar in die berge doen, daarbo sou hulle 'n bietjie saam sing en bid en gesels en selfs nagmaal saam gebruik, en dan sou hulle paas en seuns terugstap. En die dag het die manne gegaan en die seuns is saam, en een van die manne wat gegaan het, sy naam was Stefan. Stefan het 'n seentjie gehad van 10 jaar oud, sy naam is Waldo. En Stefan en sy vrou is geskei, baie hartseer skeisaak, en hy het deur baie trauma gegaan na die skeisaak en gevoel, maar hy was nie goed genoeg nie, sy het iemand anders gekies. En die naweek spesifiek was nie sy naweek wat hy die kind gehad het nie. En hy het toe vir sy vrou gevra, kan ek asseblief die seun saam met my kry hierdie naweek, kan ons net uitruil, en dan sal 'n pa-seundag by die kerk. Hulle is op in die berge, en daar bo in die berge was daar so mooi kraans, en so 15-20 meter onder toe, groot diep poel, wat hulle goed geken het, want hulle het dit gereeld gaan doen. Die werkende jeug van die gemeente, en van die jong manne in die gemeente, en jong paas, het gereeld dan gaan stap, en spring hulle by kraanse af in poele in. Dis 'n ding. Nie vir my nie, maar dit is 'n ding. En hy vra toe vir iemand daar om net te kyk na Waldo, en hy spring af, en toe hy uit die water uitkom, toe het Waldo gegly en geval. En Waldo het op die rotse geval. Toe die helikopter daar aankom, was dit reeds te laat. My kollega wat dit gereël het en saamgegaan het was in 'n toestand, want hy het aandadig gevoel, of hy dan nou die ding gereël, en nou gebeur hierdie tragedie. En ek onthou daai volgende dag, spesifiek die aand, en toe die volgende dag, wat ek onder andere eers by Waldo se ma 'n draai gaan maak het, en die pyn en die seer, maar ook die woede, en die vrae. En ook by Stefan, waar een van sy vriende hom opgepas het, dat hy, toe ek by hom kom, en net die verslaandheid. Hoekom, Here? Dis dan 'n gemeente ding wat gereël is. Dit het soveel mooi bedoelings gehad. Hoekom hierdie frats ongeluk? Jy weet, as ons kyk na die lewe, dan moet ons seker maar die volgende sê. Soms het ons net eenvoudig nie antwoorde nie. Ons het nie antwoorde vir wanneer ons werke verloor, vir wanneer iemand sê hulle het ons nie meer lief nie, vir wanneer 'n besigheid vou, vir wanneer daai oproep van die dokter kom en sê, ek het nie goeie nuus vir jou nie, en die prognose lyk nie goed nie. Of wanneer jou kinders deur pyn gaan, of jy self deur pyn gaan, ons het baie keer nie antwoorde nie. Nou die boek Klaagliedere deel juis met hierdie gevoel van, ons het nie antwoorde nie. Hoekom, waarom het gebeur? En jy kan miskien, as jy jou foon-appie het, dalk net oopmaak by Klaagliedere, ek vir jou iets interessants wys daar. Die Engels, as jy in die Engelse Bybel gebruik, is Lamentations. As jy daar wil oopmaak. En ek gaan begin deur die eerste vers te lees van Klaagliedere. Klaagliedere 1 vers 1. Ag, hoe verlate lê die stad
wat vol mense was. Nou die agtergrond van klaagliedere, dis 5 gedigte wat geskryf is, soort van in die nabetragting van die trauma van die jaar 586, toe die Babyloniërs gekom het, die mure afgebreek het van Jerusalem, die tempel verwoes het, mense doodgemaak het, vroue verkragt het, babas geneem het en hulle teen die mure doodgeslaan het, en 'n klomp van hierdie Jode in ballingskap weggevoer het 1500 kilometer van Jerusalem af. So klaagliedere kyk terug op hierdie trauma, op hierdie totale chaos, en hy vra die vraag, ag hoe verlate is die stad wat eens vol mense was. En dan kry jy hierdie 5 gedigte wat moeilike leesstof is. Ek gaan nie doekies omdraai nie. Dis moeilike leesstof. En juist vir die rede vermy baie van ons dit. En preek ons nie graag daaroor nie, sal jy nou nie duisende kry wat kom na 'n woordskool oor klaagliedere toe nie. En dan eindig klaagliedere nie hoopvol nie. Gewoonlik as dit so in chaos begin en is hartseer, dan hoop jy op 'n hoopvolle einde, maar die laaste 3 verse van klaagliedere lees as volg: Waarom vergeet U ons vir altyd? Waarom verlaat U ons vir goed? Bring ons terug na U toe, Here, sodat ons kan terugkeer. Maak ons daar niet soos voorheen, tensy U ons heeltemal verwerp het, tensy U uitermate woedend is vir ons. Ook nie 'n gelukkige einde nie. Nou kom ek gee 'n bietjie verder agtergrond van klaagliedere, en dis nou hier waar jy nie aan die slaap moet raak nie. Jy's nou eerste jaar, jy's in die klas, jy's smoor verlief, die joel is op pad, en ja. Dis 5 gedigte, dit speel af na 586, die Babyloniese ballingskap. Hierdie 5 gedigte is toevallig akrosties van aard. Dis 'n digtegniek wat digters gebruik, poëtiese tegniek, om mense te help onthou. Soos wat jy rym sou gebruik, paarrym, parallel rym, kan jy ook akrostiek gebruik. Akrostiek beteken letterlik jy gebruik letters om iets te onthou, soos 'n akroniem. Nou, as jy die klaagliedere op jou foon-app nog oop het, kan jy gerus gou hoofstuk 1 tab, of jou Bybel daar oopmaak, en dan kyk hoeveel verse het hoofstuk 1. Kan ek 'n antwoord kry? 22. Kyk gou hoofstuk 2, hoeveel verse het hy? Die antwoord is 22. Hoofstuk 3, kyk gou hoeveel verse het hy? 22 maal 3, 66. Gaan nou sê hoekom ek maal 3. Hoofstuk 4, 22 verse. Hoofstuk 5, wat ons nou die laaste stuk gelees het, eindig ook in 22 verse. Die Hebreëse alfabet het 22 letters. Soos wat ons A, B, C, D, E tot by 26 sal opsê, het hulle Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waf, Zaad, Geet, Teet, Mem, Noem, Samek, tot en met 22. En hierdie boek klaagliedere, elke versie se eerste woord begin met die volgende letter van die Hebreëse alfabet. Met ander woorde, vers 1 se eerste versie begin met 'n Alef. Kom ons sê in ons taal 'n A. Die tweede versie se eerste woord begin met 'n B. En so gaan hy reg deur tot by vers 22. Dieselfde met hoofstuk 2, hoofstuk 3, 3 keer se eerste woorde begin met Alef, Alef, Alef. Dan 4, 5, 6 begin elkeen met 'n beet. 6, 7, 8, 9 met 'n Gimel, en so gaan hy aan, al 66 verse. Selfde met hoofstuk 4. Nie dieselfde met hoofstuk 5 nie. Hoofstuk 5 begin, maar in die middel breek die akrostiek. En dit is asof die gedig verkrummel, en hy voltooi nie die akrostiek nie. Het is interessant, dat die digter besluit het om hierdie trauma op hierdie spesifieke manier te verwoord, sistematies. As jy ook in die boek klaagliedere kyk, dan vind jy daar's 4 verskillende sprekers aan die woord. As jy hom in die oorspronklike taal lees, maar ook as jy mooi op die Afrikaans let, gaan jy sien, is 4 verskillende
sprekers wat hierdie pyn verbaliseer, wat hierdie eina verwoord van verskillende hoeke. Eerstens is daar 'n verteller, hy's in die derde persoon en hy kyk en hy's soos 'n kommentator. Ons vind hom in hoofstuk 1 en 4. Hy sê, hy kyk, ag hoe verlate lê die stad wat eens vol mense was. Hy's so 'n bietjie onbetrokke, maar hy beskryf die pyn, die chaos, die stikkend. Dan is daar die dogter van Sion, wat ons vind in hoofstuk 1, die laaste gedeelte van hoofstuk 1 en in hoofstuk 2. Dis spesifiek die stad. Jerusalem word genoem die dogter van Sion. Interessant in Hebreëus, stad is altyd in die vroulike vorm. Soos Duits skryf ons ook mos manlik en vroulike vorms. Hebreëus het ook manlik en vroulike vorms. By ons is 'n stad, hy's nie manlik of vroulik nie. Maar by hulle het selfstandige naamwoorde ook manlik en vroulike vorm. En oral in die Bybel, in die Hebreëse Bybel in die Ou Testament, is 'n stad 'n vroulike vorm. Hoekom? Want 'n stad beskerm. Stad is 'n teken van vooruitgang, van liefde. Alles eienskappe van 'n vrou. En jy vind ook dan nou dat die stad van 'n vroulike kant af voel, ons is betree, ons is verneder, ons kinders is dood, ons mense is weggevoer. En jy hoor ook wanneer die stad aan die woord kom, daai pyn. Is hulle nog wakker? Goed. Dan die laaste persoon wat ons, dan vind ons ook 'n gemeenskaplike stem. Met ander woorde, daar's 'n eerste persoon meervoud, ons. Dis die gemeenskaplike stem van die gemeenskap, wat kla en wat huil oor hierdie tragedie wat gebeur het. En dan vind ons ook in hoofstuk 3 spesifiek, en dit is belangrik dat jy hierdie sal onthou, gaan net iets daarvan, in hoofstuk 3 is daar 'n vierde verteller. Hy noem homself die man van ellende, die man wat smart ken. En hy beskryf dan ook van sy hoek as iemand wat smart ken en soort van sê, ek het nog nie so baie smart in my lewe gesien nie. Ek dink jy kan verstaan hoekom ons nie graag hierdie boek lees nie. Daar's baie smart, daar's baie donker, daar's baie negatief. Maar klaagliedere nooi ons uit om te sê as ons pyn het. Om dit te verbaliseer. Want hier het ons verskillende stemme. 'n verteller, 'n man van ellende, die gemeenskap saam, soos hulle sê, 'n kollektiewe stem, en dan ook die stad, wat 'n vroulike stem is, wat huil en wat kla, die Engels is die woord lament, lamenteer, lament. As jou kinders weer so by jou kla en neel, dan sê, hou tog net op om so te lamenteer. Hulle gaan skrik vir die woord en net ophou. Maar hy nooi ons uit en hy sê, dis oukei om te kla. En ek wil die eerste punt maak, klaagliedere sê vir ons, dis oukei om soms lof te onderbreek. Teoloë praat van interrupting doxology. Jy onderbreek lofprysing. Want ons as Christene glo, die regte ding om te doen, is om altyd bly te wees, altyd te sê die Here is goed, en nooit te sê ons sukkel of ons het vra nie. Maar hoe sal ek vir Stefan met daai huisbesoekie dan sê, die Here is goed, al is jou seun gister oorlede in 'n vratsongeluk? Ek dink ons het ander taal nodig. En boeke soos klaagliedere gee vir ons ook hierdie ander taal wat ons kan gebruik in ons geloofslewe, om 'n gesprek met God nog steeds aan die gang te hou, al is dit seer, al is dit donker, al is daar pyn in ons lewe. Jesus self in sy bekende bergpredikasie, die saligsprekinge, julle ken dit, salig is die wat dit, salig is die wat dit. Hy sê in Matteus 5 vers 2, gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Nou interessant, daai woord gelukkig is in die Grieks die woord makarios. En makarios beteken letterlik 3 keer gelukkig. Baie gelukkig. Dis hoekom die State Bybel of die Hollandse Bybel wat ons oupas gelees het hom vertaal wel, geluk, salig. 3 keer gelukkig. OK. 3 keer gelukkig is wie? Lottowenners?
Ouens wat op strate van goud stap, ouens wat alles wat hulle aanvat in goud verander, ouens wat in die regte buurt bly, ouens met 'n groot nee. Treur. Jesus erken ook dat treur deel van ons geloofstaal kan en mag wees, want as jy treur, gaan jy op die ou einde waar uitkom? By vertroosting. Maar as jy uit treur onttrek, as jy nie bereid is om lof soms te onderbreek en te sê, ek lofprys nie nou nie, maar ek treur, dan gaan jy nooit by troos in jou lewe uitkom nie. We cannot leave it if we do not grieve it. En ek dink, die volk van die Here sou op 'n baie ander plek gewees het, in die lig van die ballingskap, né? En dit wat gebeur het op daai donker dag, in 586 voor Christus, hulle sou op 'n baie ander plek gewees het, as hulle nie hierdie boek gehad het nie. As hulle nie hierdie 5 gedigte gehad het nie. Hierdie gedigte is ook getoons het, in die vorm van begrafnisliedere, wat hulle letterlik begrafnis gehou het, oor dit wat gebeur het, sodat ons kan deur hierdie kom, sodat ons kan sin maak van dit. John Pemberton is 'n dosent in Ou Testament in Amerika, en hy het 'n boek oor lament geskryf, maar John Pemberton het 'n terminale siekte gehad, wat hom van tyd tot tyd met krikke laat loop het, of in 'n rolstoel gehad het, en dan het hy klas gegee vir sy predikantstudente, Ou Testament. En hy skryf in sy boek, studente het hom gereeld, veral eerstejaars, as hulle hom op die kampus sien en hy loop moeilik of hy kry swaar, dan stop hulle hom en sê hulle, professor, ons wil vir jou bid dat die Here jou genees. Hy het hulle elke keer toegelaat, elke jaar na jaar. Maar tot sy dood toe het hy nie genesing ontvang nie. En as gevolg van hierdie siekte van hom het hy begin lament ondersoek. Hoe maak ek sin uit hierdie? En hy skryf die volgende: Lament does not end the problem or the conversation with Yahweh, but it begins a journey, where the one who laments and Yahweh acknowledge that there is still work to be done. It leaves us with hope, with much to work out with God. So jy onderbreek wel lof, maar jy vervang dit nog steeds met 'n gesprek. En wanneer ek sê, Here, ek is ongelukkig. Here, ek wil weet hoekom. Is jy nie ongelowig nie? Jy begin 'n gesprek met God. As predikant, ek het dit al so baie gesien, Jan sal my kan uitdra, van mense wat nie meer 'n verhouding met God het nie, en dan sal jy vir hom vra hoekom, en sê, want die Here het toegelaat dat dit gebeur. Ons het gebid vir haar en sy het nie gesond geword nie. Hoekom het hy my pa gevat? Hoekom het hy my ma geneem? En wat het daai persoon gedoen? Hy het nie die gesprek met God gehad nie, het sy rug op hom gedraai. En lament gee vir ons taal om ten spyte van chaos, ten spyte van tragedie, na hom toe te kan draai en met hom te kan praat. Verlede Sondagoggend toe staan ons daar, ons ooit op 'n Sondag 'n gebedsmoment in ons diens. Mense vul voor die tyd 'n gebedsversoekie in, gooi dit in 'n houer en dan plant hulle so vlaggie. En ook 'n getuienis, dis 'n groen vlaggie wat jy plant. En dan kom iemand in ons diens na vore met hierdie vlaggies en lees die gebedsversoeke en bid. En laas Sondag, een van die gebedsversoeke, ons bid vir die ma en pa wie se jong seun gisterand in 'n motorongeluk oorlede is. Wat sê jy in so 'n geval? Ons moet mos lof onderbreek. Ons moet vra. Ons moet treur, sodat ons by troos kan kom. Ek dink aan die Psalm wat sê, though my sorrow may last for the night, joy comes in the morning. Ons almal soek die joy, maar daar is sorrow wat in die nag ook is. Klaagliedere sê vir ons, dis oukei om lof te onderbreek. Maar dit sê vir ons nog iets. Dit beteken nie geheue verlies nie. Onderbreek lof, maar weier geheue verlies. Brueggemann praat van interrupting doxology, refusing amnesia. Al is dit donker, al is daar chaos, al het die Babyloniërs ons stad ingeneem, al het hulle vroue verkragt, mense doodgemaak, kinders teen die muur doodgeslaan, en mense weggevoer in ballingskap, ons tempel is verwoes, ons mure lê plat, gaan ek weier om te vergeet dat God nog steeds goed is.
En dan in hoofstuk 3, onthou julle wie die spreker in hoofstuk 3, die man wat smarte ken, kom in hoofstuk 3 aan die woord. So, hy sê, ek sien hierdie chaos, dis erg, maar ek ken smarte. Die man van smarte kom aan die woord in hoofstuk 3, en dan daar in die middel van die hoofstuk, wat die 66 verse het, so aan die einde van die eerste derde van het sê hy, die man van smarte, né? Die ou wat weet hoe dit is om te rou, die ou wat weet hoe dit is om te lamenteer, en te klaag, en na die Here toe te gaan, hy sê, dit roep ek in herinnering. Daarom het ek hoop. Dit is deur die troue liefde van die Here dat ons nie omgekom het nie. Ja, sy ontferming ken geen einde nie. Dit is elke oggend weer nuut. Groot is die goedheid. My erfdeel is die Here, sê ek. Daarom hoop ek op hom. Goed is die Here vir hulle wat op hom wag, vir die mens wat na hom soek. Goed is dit om stil te hoop op die verlossing van die Here. Die enigste stukkie positiwiteit in hierdie hele boek. Net daai stukkie. Uit wie se mond kom dit? Die man wat smarte ken, die man wat weet, alhoewel ek lof onderbreek en ek kla by God, kan ek steeds onthou dat sy troue liefde sal my nooit in die steek laat nie, en hy sal deurkom vir ons. En ek het ook geleer om nie op herstel te hoop nie, om nie op 'n antwoord te hoop nie, maar om op hom te hoop. Kyk hoeveel keer sê hy, my erfdeel is die Here, daarom hoop ek op hom. Goed is die Here vir hulle wat op hom wag. Ons soek altyd die uitkoms, die deurbraak, die voorsiening, die antwoord, in plaas van die man van smarte leer ons, wag op hom. Wag op hom. En dis vir my belangrik wanneer jy op daai punt kom wat jy het jou lof onderbreek, jy het jou pyn geverbaliseer, jy het dit in jou verhouding met die Here ingetrek. Jy het miskien daaroor gejoernaal. Jy het dit ingetrek. En jy begin skielik te onthou, maar hy het al vir my deurgekom. Dit wat nou gebeur het, verander nie sy goedheid of sy grootheid of sy getrouheid nie. Ek is nou net by 'n plek van lament. Maar sy genade is nie. En ons ken hierdie, daar's 'n groot 'n hymn in die kerk wat sê, Great is thy faithfulness. Hy sê, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness. Kom uit hierdie gedeelte uit. Dis 'n lied wat uit as uit opstaan, wat sê ek glo, ek weier geheue verlies alhoewel dit stikkend en seer is. Interessant. Hy sê, die man van smarte sê, ek hoop op u troue liefde. Die Hebreëse woord gesed. Hy kom 248 keer in die Ou Testament voor. En ek het al by 'n paar geleentheid gelees oor hierdie woord. Daar's boeke geskryf, net oor hierdie woord, deur taalkundiges en Ou Testamentici, oor die woord gesed. Wat beteken dit? Jou Bybel vertaal hom gewoonlik met troue liefde of groot liefde. Dis meer as net liefde. Dis troue liefde of groot liefde. Of, hy sal hom, die ou vertaling gebruik nogal die woord goedertierenheid. Jy daai woord al gehoor? Dis die woord gesed. En ek het baie gesprekke al gehad en een van my groot mentors wat oorlede is, professor Maree, hy het 'n M in semitiese tale gehad. Hy sê, hy kies om hierdie te vertaal met verbondstroue liefde. Want dit word gewoonlik aan Jahwe verbind, Jahwe Hesed, en Jahwe is die verbondsgod, dis sy naam. Elohim is skeppergod, maar wanneer ons Jahwe lees, is dit verbondsgod. En dis sy troue liefde. Dit is daai liefde, ek is committed aan jou, al wil ek wegdraai uit hierdie verhouding uit, kan ek nie, want daar's 'n verbond. En weet jy wat? Hy het met my en jou 'n verbond in Jesus Christus. Hy het met sy volk Israel 'n bloedverbond gehad, wat hy by Sinaai met hulle gesluit het. En daarom kan ek en jy ons beroep op sy troue liefde, en sê, ek het nie geheue verlies nie. Ek het wel pyn, maar geheue verlies het ek nie. En daarop hoop ek.
daarop is my vertroue. Ek sluit af. Klaagliedere leer ons, dis oukei om lof te onderbreek. Hy leer ons dat dit beteken nie ons het geheue verlies nie, want daar is troue liefde. Maar in die laaste plek leer dit ons selfs al eindig dit nie positief nie, soos hierdie boek half negatief eindig, moet ons die proses vertrou. Jy moet die proses vertrou. God wil jou na 'n plek toe vat, beter as wat hy is. En die proses maak nie altyd vir jou sin nie. 'n mentor van my het altyd gesê, God stel meer belang in die proses in jou lewe as die sukses in jou lewe. Want as ons met die proses gaan ons by die sukses uitkom. Maar daar is nie kort paaie nie. Partykeer loop daai pad deur 'n boek soos Klaagliedere. Deur 5 gedigte wat kla, maar wat nie geheue verlies het nie. En ek sê, ek vertrou die proses. Aanvaar dat lament soms die enigste antwoord vir nou is, en dat jy die proses moet vertrou, want ek hoop op hom. Cataldo skryf 'n artikel oor Klaagliedere. Hy sê, Lamentations doesn't give its readers a complete resolution. Kyk, ons soek mos oplossings. Ons soek antwoorde. Ek het gereël dat die aanbiddingspan net na bo kom op hierdie oomblik. Instead, Lamentations create the space for a conversation. A dialogic context that expects reconciliation and a resumption of life. My sorrow is lasting for the night, but I know the joy will come in the morning. Klaus Westerman, wat baie die psalms bestudeer het, maak die opmerking, en hy's nie verkeerd nie, dat meer as 1/3 van die psalms is klaagpsalms. Klaag. Mense wat deur 'n moeilike tyd gaan en dit verbaliseer. En hy identifiseer 3 bewegings in meeste klaagpsalms. En ek wil dit vir jou noem, en dan wil ek jy moet 'n bietjie daaroor dink. As jy dink aan die pyn in jou lewe, of dalk die pyn in iemand anders se lewe, langs wie jy staan, of wie jy wil help. Eerstens sê hy, daar's protes. Daar's protes. Ons vind dit, daar's definitief protes. Gaan lees maar, 'n klassieke psalm wat in hierdie vorm ingeval is Psalm 13. Dit is maklik om te onthou, 13. Die ongelukkige nommer. Gaan lees dit bietjie. Psalm 13 begin met, hoe lank gaan U my nog bly vergeet, Here? Hoe lank gaan U aangesig nog van my wegdraai? Hoe lank gaan my vyande nog oor my heers en sê is verby met hom? Vir ewig? Hy antwoord ook sommer die Here. Het voel of dit sommer vir ewig is. Dis hy protes. Nou protes klink vir ons nie lekker in die kerkie, nê? Want ons is in 'n land vol protesoptogte. Maar het jy al mooi gedink oor protes en protes? Wat dit eintlik is? Kom ons sê, ons het 'n probleem in ons gemeenskap en ons maak almal plakkate en ons gaan nou protesteer. Nou gaan ons daar na die hoofkantoor van 'n plek toe, of daar waar die ward councillor is, of die stadsraad, en ons het ons plakkate. En meeste van ons sal nie daai toi ding kan regkry nie. Ek kan julle sommer so sien. White men can't jump. Maar wat sê ek met my protes hier by die hoofkantoor van wat se plek ook al? Ek sê ek het 'n pyn, en ek is hier omdat ek dink jy kan dit oplos. Wat is protes anders as geloof? Maar ons voel ongemaklik in ons stilte tyd om dit in te bring, maar protes is juis geloof. Here, ek staan hier by U, ek soek antwoorde, ek soek uitkomste, ek soek deurbraak, ek glo U kan dit doen. So al is daar protes in hierdie psalms, is dit 'n geloofsprotes. En dan vind jy gewoonlik 'n petisie. Here, verander tog my lot.
Weet jy, as ek dink aan Psalm 126, toe die Here die lot van Sion verander het, was dit soos 'n droom, ons het gelag, ons het gehuil, ons het gesing, onder die nasies het hulle gesê, die Here het groot dinge vir hierdie mense gedoen, ja, die Here het groot dinge vir ons gedoen, en dan sê, verander tog nou ook ons lot, soos die droë spruite en waterstrome in die Suidland verander. Dis 'n protes, dis 'n petisie wat hy bring, sê Here, u kan dit doen. En dan vind ons dat, so iewers moet jou protes oorgaan na gebed. Want jy sê, Here, ek hou nou op klaar, maar ek vra nou. Want ek maak staat op gesed, die troue liefde. En dan sê Westerman, die derde beweging is prys. Iewers, meeste van die klaagpsalms aan die einde, draai hy positief na prys toe, behalwe 88, Psalm 88, nogal interessant. Hy eindig baie soos klaagliedere, sonder 'n konklusie, sonder 'n ontbinding, met 'n spanning eindig dit. Maar hy sê, gaan na prys, so byvoorbeeld die einste Psalm 13, sê, verander tog my lot, dat hulle nie vir my dit sal sê nie, en dat ek in die doderyk afgaan nie, en dan is daar skielik net so 'n verandering in trant, dan sê hy, maar ek maak staat op u troue liefde, raai wat se woord, gesed, in Psalm 13, ek maak staat op u troue liefde, u kan nie wegstap uit hierdie verhouding nie, daarom hou ek aan bid, praat, en daarom gaan ek op 'n stadium weer prys, en dan verander die Psalm in prys. Maar ek het 'n vierde een bygesit, as mens mag 'n groot akademiese persoon soos Westerman byvoeg, en dis pouse. Daar's baie keer hierdie spanningsvolle tyd, wat jy voel ek hang in 'n dun draadjie, dis die pouse. Dis 'n pouse. En daai pouse is baie keer 'n week, is baie keer 'n jaar. Ons weet nie daai tyd nie. Maar al wat jy moet sê is, ek hou vas aan die troue liefde. Ek het my pyn op die tafel gelê. Ek het my petisie na u toe gebring. Ek maak nou staat op die troue liefde. En die lot sal verander. Na baie nagte se gesels met Stefan oor die Frats ongeluk. Dit was die moeilikste begrafnis wat ek nog ooit gedoen het. Ek het tussen momente, want die skool was daar, die skoolhoof was daar, het ek so agter die kansel gesit, dit was so 'n groot NG Kerk, en het ek gehuil. Maar na baie nagte se gesels, na baie koffie drink, 4 jaar later, toe staan ek by 'n trouvenue, en die deur gaan oop, en Stefan staan langs my, en sy nuwe bruid kom in die gang afgestap, op Teens Jordaanse soos bloed van alle liedjies. Hulle het vandag 4 kinders. Stefan is 'n motiveringsspreker. Hy het 'n boek geskryf. Hy vertel sy storie oral. Hy het vasgehou aan die troue liefde van die Here. Jy is dalk in daai pouse. Hou vas. En ek wil hê, terwyl die aanbiddingspan net ons gaan begelei in 'n lied, dat jy gaan sit en die proses gaan vertrou, terwyl jy hierdie woorde lees op die skerm, of saam sing nes jy wil. Here, heilige Here, U wie is hoër as myne. Here, heilige Here, U wie ook myne wie. U wie is hoër as die berge, U liefde is dieper as die see. U genade vloei soos fonteine. Ek wil saam met U loop in U weë. Here, heilige Here, U wie is
as myne. Here, heilige Here, laat die weer ook myne wees. Laat die weer ook myne wees. Laat die weer ook myne wees. Ek glo is 'n mense hier wat moet die proses vertrou. En besef sy wees hoor as ons weer. Kom sluit ons so. Ek bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen sal wees, tot ons weer op watter manier ook al as geloofsgemeenskap by mekaar kom. En almal sê saam, Amen. Voordat ek julle verdaag, wil ek net noem dat die woordskool wat Jan van gepraat het, wat ons gaan doen die eerste aand, is die 6de Mei, dis 'n woensdag aand, dis in persoon, en dan daarna is dit 3 aande aanlyn. Ons gaan deur die Ou Testament stap, ons gaan deur die tydlyn stap, ons gaan deur die boeke stap. Ons gaan probeer in 4 aande doen wat teologiese studente in 2 jaar doen, wat Ou Testament inleiding aanbetref, maar ek glo dit gaan vir jou verrykend wees. Dit is een van my grootste passies, om die Ou Testament relevant te maak vir elke gelowige. So, gaan sit jou naam daar agter op, skryf in vir die woordskool, en dan sien ek uit om julle dan te sien. En mag jy 'n wonderlike middag hê, en lekker verder kuier. En onthou, gesed.